Ons is nog hier. Ons is meer. Nee, ek sê ons is nog steeds hier. Ja, there's more. Ja. The 23rd is come and gone, hey. Ja, maar môre, dit is mos 2 dae. Is dit? Ja, daai fees is Ja, 2 vanaand, dae. is dit vanaand wat hulle Gisteraand en vanaand. Ja, maar ek by Rosh Hashanah wat hulle gaan blaas. Ja, dis wat ek hoor. 100 trompette. No. Prof het my gevra. We're going to watch it live. Ja. Weet julle hoekom is die fees 2 dae? Nee. Okay, kom ons Wow, is that a trick question? Weet iemand hoe kom die fees 2? Hoekom is die maand? Ja, Is dit? Dan was die gisteraand 'n maand. dankie. Daar sê jy dit self. Okay. Daar was 'n sliwer gisterand gewees. Ja, hulle gaan uit. Dan stuur hulle 2 witnesses uit in die veld. Ja. Ons kom so 9:00 in die huis aan en toe so Ja. die hele nie sy aan die weste kant. Ja. Heel daaronder, maar net soos want ek kom daar so. Ja. Toe sy daar so net so. Net daai Ek glo net was voor hoe moet die maand wees? Kyk wat gebeur. Israel kom uit Babylon uit, nê. Nee. En toe skuif hulle van 'n lunar kalender na 'n lunisolar kalender. Toe gaan hulle na die maan toe. En toe verander hulle kalender. Nou tot nou toe in Israel is hulle nog steeds op daai selfde kalender. Dit is eintlik 'n Babylonian kalender. So hy's 354 dae in 'n jaar. So elke 7 keer uit 19 jaar. Daar's 'n patroon wat jy moet volg. Nie die biblical pattern nie, maar patroon wat jy moet volg. 7 keer uit 19 jaar. Dan sit jy ekstra maand by. 'n maand by. 'n maand. So Adar word Adar 2 om catch-up te doen. En by ons doen ons dit, noem ons dit 'n skrikkeljaar. Ja. Jy doen elke 4 jaar sit jy 'n dag by. Stem julle saam? En op die kalender wat u nog gebruik het wat hulle noem die Zadok kalender of die Dead Sea Scroll kalender, werk hulle op 360 dae. So hulle sit elke 7 jaar dink ek, sit hulle 7 dae by. So daar's baie kalenders. Maar ek glo daar's een regte kalender, is God se kalender wat hy vir Moses in Exodus 12 gegee het. En daai kalender het 360 dae. En hulle werk dan 4 ekstra dae op die eclipses, op die wat noem hulle dit 21 Maart, 21 Junie, 21 September. Solstices. Hulle werk dit. Nou hoekom dink ek daai kalender is reg? Daniel werk op 'n 360 dae kalender, want gaan deel 1200 hoeveel 1260, dit is 1240 dae. Dan praat hy in die boek van Daniel. Jy kan hom nie in 364 of 365 kalender kan jy dit nie indeel nie. Jy kan hom nie in 354 indeel nie. En Noag praat van as jy gaan kyk sy vloed na die eerste maand en dan sê hy na 5 maande en dan tel hy 150 dae aan. So hulle werk op 'n 30 dae kalender. Ja. Dis die woord. Maar Israel was in Babylon en toe gaan raak hulle verstrengel met dit. Okay, nou wil ek gou die volgende net vir julle wys. Kom ons wys, sit net daar op moon cycles. Ek wil net vir julle daar wys. Dan gaan ons aan met wat die Heilige Gees wil wys. Dan 'n ander dag moet jy praat oor meer oor die kalenders asseblief. Ja, ons sal dit doen. Kom ons gaan nou na die images toe. Alright. sien julle wanneer die maan heeltemal donker is, heeltemal, dan ek wil eintlik hierdie kalendertjie kry. Okay, so daai streepie noem hulle mos 'n slither. Ja. So nou stuur hulle die tempel ouens, die priesters by die tempel, die tempeldiens. Hulle stuur 2 witnesses uit in die veld, want op die Hebreë kalender is ons in die maand Tishri. So al die feeste, Pesach, unleavened bread,
Pentecost, almal van hulle val in die middel van 'n maand. So as hy in die middel van die maand val, dan kan jy die maan sien en jy weet wanneer die dag begin. Verstaan jy? Jy kan hom sien. Maar as die nuwe maand begin, noem hulle dit 'n new moon, dan weet jy nie wanneer is dit, begin hy nou vanaand of begin hy môre aand nie. Want nou gaan hulle uit, hulle stuur die witness in die veld uit, dan sien hulle dis donker. Hy het nog nie die streepie gemaak nie. So die oomblik as hy die streepie maak, dan weet hulle die nuwe maand het begin. Want hulle volg het dan volgens die slidder wat hy maak. Soos hulle gisteraand uitkom en hulle sien alright, hy lyk so, hy's donker. Dan weet hulle okay, môre aand moet hy daar wees. Maak dit sin? Tensy hulle uitgaan, in die aand as hulle uitgaan, maak hy 'n streepie. Nou daai twee wat uitgaan, tel ook as die two witnesses. Dis hoekom hulle 2-2 uitstuur. Jesus het 2-2 uitgestuur in die veld. Nee. Nou gebeur die volgende. Nou is daar 'n idioom. In Afrikaans sal jy sê die appel val nie ver van die boom af nie. Dit beteken dit die pa en die seun is bymekaar. Maar as jy in Holland of kom ons sê jy's in Switserland of in Amerika en jy sê dit, dan gaan jy miskien nie lekker weet wat dit beteken nie. Ja. Want dit is deel van ons Afrikaanse kultuur. Ja. Nou deel van hulle Hebreëse kultuur, Werner, jy moet byvoeg as jy goed wil sê. So deel van die Hebreëse kultuur is, hulle noem hierdie fees no one knoweth the day or the hour. Want jy weet nie wanneer die maand begin nie. No one knows the day or the hour. Ja, dis wat hulle die fees noem, Rosh Hashanah. In America they call it the chip of the old block, I think. That's how they say apple from the... Okay. Maar jy sê, as jy nou vir hom iets van die appel vertel, en dan gaan hy het nie... As jy nou vir my gesê, chip of the old block gaan, dan sal ons gewonder het, ons sou nie geweet het nie. Ja. So, as hulle sê, no one knoweth the day or the hour, het Jesus gekom, toe sê hy vir hulle, no one knoweth the day of the hour. En nou kom slim teoloë en almal kom en hulle dink met Afrikaanse koppe. En dis werklik hoe ons geleer is. Hulle sê, niemand ken die dag en die uur nie. Eintlik wat sê niemand ken die dag en die uur nie? Jesus het vir hulle gekom en gesê Rosh Hashanah. Okay. Maak dit sin. Alright. Wat sê jy, Kobus? Mind-boggling die goede. Maar maak dit sin hoe die kalender loop. Absoluut. Ja. Hulle werk die kalender. Ja, absoluut. Daai verstaan. okay, nou baie ouens gaan uit en ek kyk nou vir die Queen wat hier kom intercede en goed. En omdat baie weet jy veel baie goed gebeur in die maan, nê. Ouens wat plant en julle boere sal weet, plant in tyd en kyk na die maan en hulle kyk, baie mense het nog sê jy is met die maan geplaag. Jy verstaan, nê. Jy kan 'n kudu skiet in volmaan en dan sê hulle dan sny hom deur die murg en lyk hy sy murg binne anderste is wat jy met donker maan skiet. Daar's baie sulke goed. Die reën kom 3 dae na volmaan. Jy sien daar's baie goed rondom dit, nê. Ja, ja. Ja, dan sê gaan uitgooi. Eendag daai vir my gesin gesê en op pad huis toe. Wat ek van die maan weet, dit was volmaan was Terry Torch. Toe ons op die grens was, volmaan as Ja. Terry Torch. Okay, so ons kan sien daar's iets. Wie wanneer my oë oop gegaan toe ek daar by Boyden is en ek gaan daar deur. Jy sit jou oë in daai binoculars en jy kyk sien nou maar na Venus of Saturn en jy sien Jesus, maar hierdie plek het 'n paar maane. En dan dink jy maar dis ons het die enigste maan in die hele sonnestelsel. En as jy kyk en dan van ek dink Venus of Saturn het iets soos 150 maane. Maar hulle maane is nie oval soos ons nie. Kom ons gaan aan. Ek wil net hierdie neergesit het. So in dit onthou kom ons bid net eers.
So Heilige Gees, dankie. Ons kan niks doen sonder U nie. Dankie dat ons U eerste stel as ons leermeester. En ons lê neer gees, siel en liggaam en ons bid vir 'n openbaringsonderskeiding vanoggend. Laat U vir ons die revelation knowledge, die openbaringsonderskeiding sal gee en ons as wat ons neerlê, bid ons ook die bloed van Jesus oor ons en ons seël af hierdie woord in ons harte, laat ons harte ontvanklik sal wees om dit te ontvang. In die naam van Yeshua Mashiach. Thank you Lord. Amen. 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 Ons weet ons is op die kledingstukke, op die klere. Maar omdat ons nou in hierdie feestyd is, het ek gevoel kom ons praat net hieroor, want Openbaring 3 sê, and you shall be clothed with white raiment. Ons moet met wit klere bekleed wees, maar ons kan aangaan maar dit help nie, ons weet nie, en ek glo, ons moet wees soos die seuns van Issachar. Kom ons kyk gou waar staan in Kronieke. Het een van julle daai skrif? 1 Chronicles 12:32. I say, and the children of Issachar, which were men that understanding the times and know that Israel ought to do. And the heads of them were 200 and the brethren and all their commandment. I say, and the sons of Issachar having understanding for the times to do what Israel should do. Jeremia 8:7 sê die volgende. Hierdie is 'n belangrike vers, jy kan hom memoriseer of jy kan net onthou Jeremia 8:7. Hy sê, the stalk in the heavens know her appointed times. Reg staan daar, know her season, sien julle daar. Ja. And the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming. But my people know not the judgment of the Lord. Okay, so as ons kyk na die tyd in die seisoen waar ons nou leef elke jaar, en ek wil iets neersit. Partykeer sit ek iets hard neer. Onthou ons is hier om te kan redeneer met mekaar en in die woord te kan sê, maar waar sien jy dit? Hoe sien jy dit? Het julle al baie gehoor wat sê Jesus kan enige dag kom? Ja. Okay, so ek glo dit is nie so nie. Ja. Hy het 'n set appointed time. Alles hy's 'n God van orde. Hy weet wanneer sy afspraak is en deel van sy afspraak, deel van sy geheimenis lê in die feeste. Okay. So as ek sê dit lê in die feeste, kan jy dit groot skryf, merk, omkring. Dit lê in hierdie feeste. Die eerste fout wat mense maak, dis die belangrikste ding jy weet. Hierdie feeste is nie die Joodse feeste nie. Hy sê, speak unto the children of Israel and say to them, concerning the feasts of the Lord. Okay, ek sien nie daar staan, concerning the feasts of the Jews of Israel of iets nie. Ja. Sien julle dit? So dis die belangrikste ding, is dit God se feeste is en ons is deel van hom, van sy koninkryk, dan is dit ons feeste ook. Dan is nie net Paasfees ons fees nie, want in Levitikus 23, as jy hom gaan deurlees, hier lees jy alles van al 7 feeste. Lees jy in Levitikus 23. So jy kan Levitikus 23 gaan lees, jy kan dit gaan highlight en jy kan die datums insit. Al die dae staan in 23 vers 24 sê byvoorbeeld die fees waar ons nou is. Speak to the children of Israel, saying, in the 7th month. Alright, sien julle daar staan hy. In die 7de maand, nee. On the first day of the month. Dis die enigste fees wat op die eerste van die maand begin. Sien julle daar? Dis hoekom die maan maak nou 'n slither. En die ander gaan jy dit herken. Jy hoef nie te wonder wanneer begin hy nie. Jy sien klaar die maan.
Maar omdat dit die eerste is, weet jy nie wanneer maak hy daai streepie. You shall have a Sabbath memorial of blowing of trumpets and a holy convocation. Dan sê hy vir jou verder, vir die 27ste, and on the 10th day of the 7th month, there shall be a atonement, a holy convocation, and you shall afflict your soul. So hierdie is die versoeningsdag. So vir 2000 jaar gaan die hoëpriester een keer 'n jaar in die allerheiligste in, en hy bring versoening met die lam daar, en hy spat die bloed, sprinkel die bloed op die versoendeksel vir die volk, tot Jesus kom en hy raak ons sondeoffer. Vir ons, hy dra dit vir ons. So, as ek sê, hy dra dit vir ons, hy is ons Passover meal, hy is ons lam, beteken dit, hy het elkeen van hierdie feeste, is net 'n skaduwee, hy het die werklikheid geword. Maak dit sin? So, hy het die fees kom vervul. Ja. Dis hoekom ons kan nie hierdie ou verbond net uitgooi en sê, maar dis Ou Testamenties, ek lees dit nie. Want hoe gaan jy die vervulling sien? Hoe gaan jy sien die belofte wat hy kom nakom het vir ons, as jy nie na die fondasie gaan nie? As jy 'n huis bou sonder 'n fondasie, dan gaan 'n huis nie staande bly nie. Ja. So, is jy weer iets byvoeg werden? Miskien net voeg by. Twee goed. Ja. Die een ding wat mense graag sê, as jy net naby 'n bietjie fees praat, Ja. is ja, maar Jesus het gekom en hy het alles vervang. Dis nou Jesus is glad nie, maar Ja. hoeveel keer lees 'n mens Jesus was op pad na die fees toe. Ja. Jesus het die feeste onderhou. Ja. So Ja. en belangrik was Shabbat vir hom, want daar was sy disippels deur die Ja. geloof het. Ek bedoel, Ja. sy moes dan onthou Shabbat is vir die mens gemaak, nie die mens vir Shabbat nie. So al het hulle daai koring geëet, was hulle nie veroordeel daarop. Nee. So en dan die tweede ding miskien net wat ek hoor mense sê, en dis nogal vir my groot. Onthou the Jewishness of Jesus gaan Ja. nooit verander nie. Nee. Hy gaan nie terugkom as 'n Christen of as iets. Hy kom terug Nee, as 'n Jood. As 'n leeu. Hy Ja. en maar Ja. nog as 'n Jood al die Ja. tyd. So Ja. hy bly in die Joodse kultuur, hy bly 'n Jood. Ja. En dit maak hierdie goed so relevant. Ja. En nou die lyn wat hier inkom is baie neig hiernatoe en maak dit 'n doktrine en gaan weg van die kruis af. So die goue lyn is altyd by die kruis. As jy nie hierdie in die kruis sien nie, dan is dit nie deel van dit nie. So hierdie is 'n dress rehearsal. My kleinseun het 'n week terug het hulle 'n konsert gehad en toe word ons uitgenooi en ons gaan kyk. Maar voordat ons instap en kyk, het hulle hele week, 2 weke, 'n maand voor dit, het hulle elke dag geoefen. So, dis deel van ons hierdie. Hoekom doen ons elke jaar Paasfees? Om te dress rehearse die werk wat hy vir ons gedoen het. So, daar's 'n siklus wat ons deur dit alles vat. In hierdie siklus laat ons onthou die werk wat hy gedoen het. Nou, in hierdie feeste, ek wil nou, waar het ek hierdie gekry? Okay, sien julle hier is 'n kalender. Hierdie is alles Babylonies, daar's die Gregorian, daar's die Romeinse name, Maart, April, sien julle daar's Januarie. So hier by Maart, April begin Paasfees, sien julle daar. Daar's die lammetjie, dis die eerste fees. Dan 'n dag daarna begin die volgende fees, ongesuurde brode. En dan 3 dae daarna begin eerste vrugte. So maar, sien julle, as ons tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, daar waar die hamer is, en dan tabernakels, sien julle daar 7, daar 7 feeste. Maar 7 feeste het 3 primêre feeste. Die een in die begin van die jaar,
as ek sê die begin van die jaar, is dit April, Pesach is die eerste een. Dan die tweede een kom in, wat is hy? Paasfees, 50 dae daarna, is 'n primêre fees. So die kerk in die wêreld in Suid-Afrika vier Paasfees. Ons vier Pinkster. Maar hierdie een word nie geselebreer nie. En ek glo daar is 'n doel hoekom hy nie geselebreer word nie, want die vyand het ons kom versleier om nie die dag en die uur te ken nie. The time in the season, nie die voor te berei vir die seisoen nie. So as ek sê hierdie is die eerste primêre een, is dit 'n primêre een is Passover, sekondêr is unleavened bread first fruit. So Jesus, hulle het vir 2000 jaar het hulle geoefen, het hulle gedress rehears elke jaar na Egipte. En in die tempel het hulle elke jaar op die 14de Nisan tot nou toe vier hulle Passover as die son sak. En hulle daai tyd wat die tempeldiens nog in plek was, het hulle die Paaslam gevat en hulle het hom geoffer. En toe eendag terwyl hulle hom offer, moet hy voor 3:00 die middag moet hy geoffer wees. En in 32, die jaar 32 na Christus, toe hierdie lam geoffer is en die hoëpriester is by die tempel, toe is die lam van God op Golgotha. So, presies dieselfde dag en uur. Ek het hierdie goed nie verstaan, ek het my eerste Mighty Men in 2007, toe verstaan ek nie, maar Passover, die tog uit Egipte, en dit wat ons doen, wat hulle Israel doen, is op dieselfde tyd, en hierdie goed was vir my moeilik om te verstaan, maar jou oë moet, geestes oë, jy moet nie met jou mind, met jou siel na hierdie goed kyk nie. En toe begin ek besef, maar iets het hier gebeur, want vir soveel jare was hierdie goed weg, die Ou Testament, dit weggehou van ons, dat ons nie die vervulling kan sien nie. Want onthou, die vyand sal enigiets doen om die dagboek weg te vat, dat jy nie die tye ken nie. So, toe ek dit sien, toe kom ek agter, maar, okay, die Passover is op die tyd, die volgende dag, die Passover wat hy gekruisig was op 'n Dinsdag, maar was op 'n Woensdag, maar die Donderdag is hy is op die Dinsdag gekruisig, en die Woensdag was hulle noem dit 'n holy Sabbath. So jy kry 'n weeklikse Sabbat en jy kry 'n jaarlikse Sabbat. Maar die Bybel praat van hy op 'n Sondag. Ja, nee, hulle het die Sondag by die graf gekom. Hy het die Saterdag aand opgestaan, maar hulle het die Sondag by die graf gekom, toe het hy reeds opgestaan. So, hoekom het hy die Saterdag na Shabbat opgestaan? Want Saterdag wanneer begin die eerste dag? Nie 12:00 in die aand nie. Is die son sak? Ja. So, Saterdag na sonsondergang begin die eerste dag. So, hy het op die eerste dag opgestaan. Ja. En dan lees jy Paulus, hulle kom en hulle kom by mekaar op die eerste dag en sê hulle almal, maar hoekom die eerste dag wat hulle by mekaar kom is ons nou Sondag. Hulle het by mekaar gekom Saterdag aand na die Shabbat. En dis hoekom een van hulle maar so die bedien laat in die aand is een van die een van die ouens daar en toe val hy af. So daai teaching wat daar plaasgevind het, Saterdag aand gebeur en dit gaan deur die nag. Baie keer. So dis net vir interessantheid, net om ons in konteks te bring met wat gebeur het in die tyd van Jesus en die eerste kerk. So huis tot huis by mekaar en dis wanneer hulle gefellowship het. Alright, so en nou gaan ek net terug na Feast of Weeks toe, die weke. 50 daarna. Alright, hy het die unleavened bread geraak die dag daarna.
So as hy op 'n Woensdag son onder was, maar Woensdag is dag 1 en jy tel dit, Woensdag aand, Donderdag aand, Donderdag aand, Vrydag aand, Saterdag aand, dan tel jy 3 dae en 3 nagte. Jy kan nie van Vrydag tot Sondag 3 dae en 3 nagte tel. Al wanneer dit sin maak, as jy weet, daar's 'n Holy Sabbath in die middel van 'n week. En daai Holy Sabbath, lees jy in die woord, unleavened bread is so 'n dag. Dan daarna is dit die Sondag, is dit first fruits. So dan kom die priester, hulle tel die gerf op, hulle noem dit the first fruit of the grain offering, en hulle wyf hom voor God. Dis ook die opstanding. Dis die opstanding. So Jesus word die eerste vrug van baie broers. En hy word die wyfoffer. Okay. Nou wat belangrik is om te verstaan, in Bybelse taal is daar's baie simboliek. Ek wil met julle deel oor die wegraping in hierdie. Maar ek moet net 'n paar goed eers vir julle neersit. Laat julle dit verstaan. Anders kan ek wil dit sê, alright, kom ek vra die volgende. In die geheime organisasies. As julle al gehoor het van dit, Freemasonry, vrymeestelaars daai, praat hulle in geheimenisse. Hulle het sekere handgroet, hulle het sekere simboliek, hulle het sekere goed wat hulle doen. So ouens sal inkom en op hierdie graad groet hulle mekaar so. Maar as jy na daai graad toe gaan, dan doen jy dit so. So die oomblik as iemand op daai graad is en hy groet iemand op hierdie graad, en hierdie ou kom nie agter wat jy doen nie, dan weet jy hierdie ou is nie op daai vlak nie. So erken hulle simbole en goed. So hierdie geheim, kom ons noem dit die geheimenisse, die taal van die geheimenisse, is nie wat hulle ontdek het nie. God se woord is so geskryf. En hulle het gekopie en paste wat in sy woord is. Alright, so om die woord te verstaan en die taal te verstaan op daai vlak, moet ons die volgende kan kyk. Stoel is gelyk aan 'n troon. Okay, so as ons daai stoel vat, Dirk, vat gou vir my daai stoel, sit hom onder die TV. Ek wil net gou vir julle iets neersit hier. As ons hom neersit en ons sê daai stoel is 'n troon. Is daar 'n verskil om te sê daai stoel is 'n troon of daai stoel is soos 'n troon? Okay, maar as jy sê hy is soos 'n troon, stoel is, en jy gebruik die woordjie soos, ek omkring 'n troon. Dis die tweede een wat ons gebruik, is dit 'n vergelyking. Ja. Stem julle saam? Yes. Okay. Die woord vir vergelyking in Engels is analogy. Jy vergelyk iets met iets. Nee. As ons sê Jesus is soos 'n lam, dan tref ons 'n vergelyking. Yes. Maar as ons sê Jesus is die lam, dan gebruik ons 'n metafoor. Okay, dis die twee tale wat julle nou moet, alright. Begin ons nou verstaan, daar's nou iets wat nou, in die woord is nie net, jy lees hom op plain sight, ja, as jy hom lees. Maar die oomblik as ons woordstudie doen en ons gaan kyk in dit in die misterie van die woord in, dan moet ons verstaan, daar's analogy, vergelykings, daar's metafore. Alright, daar staan 'n metafoor. Alright, julle is nog by as ek vir julle hierdie goed sê. Alright, julle kan dit gaan Google, julle kan dit gaan soek. Dan kry jy die volgende. Stoel is troon is gelyk aan koning. Okay, wat sit op 'n troon?
'n koning. So as hulle sê vir jou stoel, dan bedoel hulle eintlik koning. So dis die volgende vlak van verskansing. As wat hulle doen. So as jy dit doen en jy sê stoel is 'n koning, dan gebruik jy simboliek. Het jy al gehoor van symbolism? Ja. So as ons sê the lamb is the king, dan sê ons in simboliek Jesus is die koning. OK. Maak dit nog vir julle sin. En dan gebruik hulle 'n taal wat sê hoe verder jy weg beweeg, hoe meer verander dit die simboliek en dan raak dit naderhand abstrak. Nee, as dit abstrak raak, so ek gaan nou hierdie goed so onderstreep dat julle net daai kan sien. So daar het ons 'n metafoor, daar het ons 'n vergelyking, sien julle hom? OK, daar het ons simboliek en dan die vierde een is allegorie. Dis wanneer jy in geheimenisse praat. OK, so kom ek gaan net vir julle 'n geheimenis vertel. Die verlore seun. Lukas 15. Praat van 'n seun en ons sien die pa en 'n seun. Ja. As ons hom na allegorie toe vat, 'n volgende vlak, dan sien jy hierdie pa het twee seuns gehad. Hy het die huis van Israel gehad, Ja. en hy het die huis van Juda gehad. En die ouer broer is nou in die huis. Hy's nog die hele tyd Israel, die Jode, the Jews are in the house. Yes. Maar ons, die Gentiles, wat uit die huis van Israel kom, moet teruggaan na die huis toe, dat ons albei saam in die Pa se hand kan wees. Amen. Alright. So, hierdie is net om vir julle te sê, die woord van God het leiers. Uit law. En as ons met eindtye praat, dan is daar ook vergelykings en metafore en simboliek wat ons moet gebruik. En dan as jy nie hierdie ken nie, en die taal ken nie, en nou sit julle hier en die eerste ding wat jy dink is maar ek gaan dit nie verstaan nie, maar dis kom ek gaan terug. Dis nie wat God in sy woord sê nie. Jesus sê die volgende. He answered and said to them, because it's given unto you. Kyk wat sê hy daar. Wie is julle? Hy praat met die eenvoudiges daar. Hy sê, it's given unto you. Wat staan? Wat het hy gegee? The mysteries of the kingdom of heaven, but to them. Wie is hulle? Die Fariseërs. Die wat hulle slim hou, die geleerdes. En ek sê nie al die geleerdes is so nie. Maar as jy kom in jou geleerdheid bo die Heilige Gees se openbaringswoord stel, dan gaan jy dit nie ontvang nie. Want jy het op 'n plek van trots gekom in jou woordkennis en jou studie van hoeveel jaar by die universiteit en jou graad in daai, en toevallig toe luister ek gister oor hierdie hele Dani Botha debakel toe het hulle 'n professor hier van die universiteit net na hom op te hoor wat sê hy van die wegraping. Professor in teologie en in filosofie. Kyk, kom ek sê vir jou in 'n oomblik toe filosofeer hy hele ding weg. Hy hele wegraping. Dus toe ek dit sien, toe kom hierdie skrif onmiddellik by my op. OK, nou die volgende. Moet ons hierdie kan ons dit vra vir God, laat ons die mysteries verstaan.
Wat sê 1 Korintiërs 4 vers 1? Hy sê, let a man so account of us as of ministers. Daar staan, let a man so reckon us as officers of Christ and stewards of the secrets of God. Ja. Awesome. So ons bid hierdie baie en sê Heilige Gees, ons kan dit nie doen nie. Baie in die oggende. Ons kan dit nie doen nie. Maar help us to become stewards of the mysteries of God. So 'n steward beteken die pa gaan weg, hy stel sy seun in beheer en die seun moet kyk na dit. So God het sy kinders wat die begeerte het aangestel om stewards van sy mysteries te word. OK. Julle ek kan op 'n tyd kan ons kyk net waar's oral mysteries in die woord en dit is verstommend wat is alles mystery? Ja. Hoe sê jy? En stewards. Ja. Stewards is 'n belangrike woord. Ja, stewards is baie belangrik, is waar. Kom ons kyk. Okay, nou gaan kyk ons hoe kom baie mense gorrel en kleitrap oor die woord rapture of wegraping of snatching en nou kom hulle en sê hulle Dawie het dit gebring. Wat was eerste, hierdie woord van God of Dawie? So hy sê hy het sy woord bo sy naam gestel. En hierdie woord is saam is deel van die creation. Dis deel van God, dis sy karakter, dis wie hy is. Hy sê, behold, I will show you a mystery. Sien julle daar? A secret. Indeed shall not all sleep, and we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. En dan kom hy, dan bring hy iets uit daar. Onthou julle, ons het gepraat van die trompet, die fees. OK, sien julle hoe kom dit nou by mekaar? Dat daar nou 'n fees is wat eintlik 'n idiom is wat gesê het no one knoweth the day or the hour. Nou is dit nou toevallig dat daai fees kom en sê no one knoweth the day or the hour, Rosh Hashanah, maar dis ook die trompettefees en God sê kom ek vertel julle 'n mystery. So Nice back. iemand Werner wil jy iets byvoeg? OK, nou die volgende. Nou sê ek gaan nou vir julle Miskien net jy mag deel is hoekom die Jode almal glo dat die eindtye sal in hierdie tyd gebeur met Feast of Trumpets, omdat die trompet gaan blaas. Dis die fees van die trompet. ja. At the last trump. Daar's die feeste. Soos wat ek gesê het. Ek het hom nou in 'n sirkel gesit. Nou sit ek hom lineêr. Sien julle, daar's die eerste een. Jesus is gekruisig. Unleavened bread is hy begrawe. First fruit resurrected. Pentecost, Heilige Gees. OK. Hierdie feeste sien julle daar, historical fulfilled during Jesus first coming. Hy twee komste. Die eerste koms en sy tweede koms. Alright. Nou sê, daar's die church age tussenin. Nou kom sy tweede koms, to be fulfilled during the second coming. Nou, wat is die kans as hierdie vier op die dag en die uur plaasgevind het? Laat hy nou gaan kom en sê, nee, ek gaan nou nie meer dit op hierdie dag en hierdie uur doen nie. God is 'n God van orde. And he's the same yesterday, today. Dit is. Sure. En hy wil dit nie vir ons weghou nie, hy wil dit vir ons gee. So dan, as ons dit sien, dan raak ons stewards in hierdie mysteries van hom. Want hierdie fees
is die fees met die blaas van trompette, waar die bruid moet weggaan, maar hier begin ook die verbond, die covenant, die vredesverbond van Daniël 9:27, min of meer in die tyd. Hierdie fees kom hy terug, dis tussen daar en daar is daar 7 jaar. As hy hier terugkom, dan Day of Atonement, dan gaan hy met die nasies kom afreken, in the Valley of Decision, en daar gaan tussen die skape en die bokke, gaan daar dan 'n oordeel plaasvind. Dis Atonement. Jy gaan dit lees in Joël 3, vers 2, of die hele Joël 3, tot die einde in the Valley of Decision, wat hy kom, jy lees dit ook in Matteus 25, julle wat honger het en my kos gegee het en nie gevoed het nie, en dan verduidelik hy na die hele parable of the bride. Jy sal sien, as jy eintlik Matteus gaan lees, hier van 19:20 of van 20, 1, 2, 3, 24, gaan sit op die Mount of Olives, hy verduidelik wat gaan gebeur. Matteus 25 is wat daarna gaan gebeur as hy terugkom, en dan is daar atonement. So in hierdie fees van trompette, as hy sy bruid vat, in daai 7 jaar, dan is daar 'n bruiloffees van die lam, en as ek die woord reg lees in Openbaring 19, vind daai bruiloffees vind in die hemel plaas. The wedding feast of the Lamb vind daar plaas. En dan kom gebeur iets hier, as na hierdie, dan is daar 1000 jaar, stem julle saam, want onthou, ons is nou in jaar 6000, hy kom 1000 jaar terug aarde toe, en hy kom op die stoel, of op die troon van Dawid sit, en hy kom regeer vir 1000 jaar uit Jerusalem. Alright. As julle nie by is, of vra is, asseblief vra, ek sal baie keer oor dit gaan, maar ek wil net iets inbrand in julle. Ok, nou wil ek gou sê, ek het dit verlede week gesê, hierdie feeste het vlakke, onthou julle die water by die tempel, is enkeldiep, Passover, dis wanneer jy tot wedergeboorte kom. Dan kom jy, en jy ontvang die Heilige Gees, receive the Holy Spirit, maar almal dink, as ek die Heilige Gees ontvang het, dis waar ek moet wees. Nee, die vervulling in die, jou ultimate goal hier op aarde is, to walk in the Spirit. To wandel. So, walk in the Spirit beteken, you have to be tabernacled. Sien julle, tabernakel beteken, as jy daai doek vat, en ek gooi hom oor Kobus, en Kobus lê op sy aangesig, dan beteken dat hy tabernakel nou met Jesus, want 'n tabernakel is soos 'n tent. Is 'n tent. Jy kyk nou, sien julle daai outer court, inner court, holy of holies, as julle daar buite kyk. Outer court, dan gaan jy in die inner court, hy het al klaar 'n tent, holy of holies is die verste. So, alles is in 3. Wat jy kry, 30voudig, 60voudig, 100voudig. Good, acceptable, perfect will of God. So, sê nou maar, daar is the good will, perfect will, the acceptable, that's the perfect will. Daar is jy in 30voudig, 60voudig, 100voudig waar jy wil wees. We want to tabernacle with him for 1000 years. So ons moet iets sien vorentoe en ons sê, dis ons doel. We want to tabernacle with him. En jy sal 'n ander tyd, want ek wil nie daai res van ons moet hierdie gedagte hou, maar jy sal daai when the new world's going to be recreated, want ons gaan ewig hier op aarde bly. Ons gaan nie in die hemel bly. Nee, die hele ding gaan verander, die hele aarde, maar vir die 1000 jaar hier. Okay, kom ek sê gou vir julle, dan bring ek gou iets tussenin. Ek moet gou vir julle iets sê oor die 7de dag. Baie kom en dan sê hulle, die Sabbat, dis Joodse feeste, hierdie is daai.
ek het 'n ander openbaring oor dit gekry. Jy moet een dag rus en moet 6 dae minister. Amen. So jy minister Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, middag laat, Saterdag. En die rus beteken jy gaan sluit jou toe in 'n kamer. Dit beteken jy cease from your work. Jou horlosie moet net afgewen word dat hy nie in dieselfde patroon loop. Al gaan jy vat jou kinders uit, al gaan jy mark toe, al doen jy dit. Ek is nie 'n religious mindset soos iemand wat stop en sê ek stop nou hier, ek mag nie hierdie koop om te drink of jy mag nie hierdie doen nie, sluit jou toe. Want daai kan 'n burden raak en dit raak 'n religion vir jou. Het julle al agtergekom, wat is die, sonder om dae te kies, wat is die dag van die week wat jy voel, yes, nou kan ek afskakel. Nou geniet ek. Vrydagmiddag. Ja. Het julle dit al agtergekom? Vrydagmiddag is 'n plek waar jy voel, yes, maar nou geniet ek dit. Ja. En jy al gesien hoeveel kampe, mannekampe en goed begin op 'n Vrydagmiddag. Jy al gesien hoeveel mighty mense is op 'n Saterdag gewees. En niemand het gesê, hoor jy, Angus doen die Sabbat en hy hou dit op 'n Saterdag. Niemand, hy het eers geweet hy doen dit op daai dag nie. Maar daar was net 'n open heaven gewees. So daar's 'n open heaven en 'n download wat jy kan ontvang as jy in sy teenwoordigheid gaan. En wat ek die eerste keer in ek was hoeveel keer was ons saamwerking? Een of twee keer in Jerusalem. 2 keer. Wat ek een keer onthou, ek sal nooit vergeet nie. Ons stap in 'n sinagoge en nou gaan sit jy daar tussen hulle, tussen al Jode, en staan ons sit en dan ewe skielik Vrydag, dis Vrydagmiddag. Daar raak hulle verskriklik opgewonde, maar hulle draai almal na 'n kant toe en hulle klap hulle hande en hulle juig. En ek vra vir Gerrit, maar wat doen hulle nou? Hy sê hulle groet die nuwe dag. Wow. Hulle groet die nuwe dag. Hulle groet die 7de dag. So hulle doen profeties vir duisende jare. Groet hulle die Messias wat gaan kom en van rule en reign onder hy. So Friday. Dis 'n dress Friday afternoon. Sunset. Ja. Ja. En okay, nou ek sê nie julle moet hierdie doen nie. Welkom, ek sê vir jou, ek dink baie van hulle leef baie meer in verhouding as wat ons as Christene leef. So ek dink jy, as jy gaan kyk, weet jy wat, ek wil nie daai goed kom, baie van die goed is waar, dat is 'n religion. Maar een ding kan ek nie verstaan nie. As jy in Sukkot in Jerusalem is, dan loop hulle dans in die strate en hulle waai met palmtakke en hulle sien uit na die koms van die Messias. Hoeveel van ons sien jy loop en dans in die strate en is opgewonde omdat Jesus hier is? Iemand wil eens in die straat praat van jou. Nee. So wie's ons om iets te sê? Nou kom Romeine 11, wie's ons wat ingeënt is om te boast? Ons is dan sê. So, okay, nou wil ek vir julle iets sê. Voor God geskaap het, 7 dae. Dis die alwetendheid van God. Het hy gekom en toe sê hy, okay, dag 1, dag 2, 3, 4, 5, 6. En toe sê hy, wat sê hy van die 7de dag? Sanctified it. Maar hoekom nie dag 1 tot 6 nie? Want hy moes geweet dat die vyand gaan 1 tot 6 occupy. En hoekom wil jy iets occupy wat die vyand gaan occupy? Maar ek bless eerder iets. Hoekom bless jy iets wat die vyand occupy? Ek wil eerder iets bless wat my seun gaan kom occupy. Okay, hy was klaar met sy werk, was dit nie? Hy was klaar met sy werk, maar toe maar hoekom het hy nie dag 1 gesanctify? Hoekom het hy dag 2 gesanctify? En dan rus hy en dan sanctify dag 7 ook nie. Maar dit was 'n spiritual rest, is dit nie? Nee, dit was 'n spiritual rest. Maar maar ek sit net iets neer. Maar ek het al baie gewonder en vra vir myself, hoekom het God nie dag 1 gesanctify en dag 2?
en dag 3. Verstaan? En dag 5, 6, maar net dag 7. Maar nou weet hy klaar, sy seun kom terug. Die eerste keer op dag 4, hulle gaan hom reject, and the second time they will accept him. Dieselfde as Joseph. Joseph is a type of Messiah. Hy was die eerste keer reject, en die volgende keer was hy accept. Okay, wie het vir Joseph herken van die broers? Trick question, come on. Judah. Judah het hom eerst herken, en hy het geweet. Hy sê, die dag is ons, as hulle, want ons moet iets verstaan, die second coming, hierdie, baie verwar, baie kerk, ek het gister daai filosoof gehoor, hy verwar die second coming met die snatching away. Yes, baie. So die second coming is nie vir my en vir jou nie. Nee. Die second coming is net vir die Jode, as ek dit so kan noem, is net vir Israel, want hulle sê, Matthew 23, kyk gou daar, Matthew 23, die laaste vers, voordat jy na 24 toe gaan, waaroor die end times gaan, hy sê, hy roep uit oor die stad, hy sê, Jerusalem, Jerusalem, thou that killest thy prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I gather thy children together, even as a hen gathered her chicks under her wings, and you would not. Sien julle die metafoor en dit wat hy vergelykings tref in die woord. Ons lees dit elke dag, maar ons verstaan net nie die name van dit nie. Ja. Alles wat ek nou gesê het, is hierdie name van metafoor, vergelyking, symboliek, hoe hy dit gebruik. Behold, your house is left unto you desolate. Dan sê hy, for I say unto you, you shall not see me henceforth, till you will say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Baruch Hashem, Abba Adonai. Geseënd is jy wat in die naam van die koning kom. Hy sê, in die oomblik as die Jode hierdie begin uitroep, dan weet ons sy koms is naby. Hulle moet uitsien na hom. Ek het al vir Israel gesê, Israel, as die Heilige Gees jou lei, dan moet jy na 'n stad soos Tel Aviv toe gaan, want hulle sê ons moet hulle provoke to jealousy, Romans 11. Ons as Christen moet hulle jaloers maak, maar jy kan nie jaloers maak in 'n ortodokse village inloop en sê, hoor maar, julle al Jesus, hoekom sien julle nie Jesus raak nie? Hulle sê, stenig daar. So al hoe jy kan provoke to jealousy, wat ek sien, wat ek ervaar, jy moet Tel Aviv toe gaan, wat die gay capital van Israel is, en jy moet die Heilige Gees in hulle gaan voorstel. Nie Yeshua nie, the Holy Spirit. En as die Gees op hulle kom, en hierdie Jode hoor, daar's 'n geritsel in Tel Aviv, en almal dans en sing in die strate, en hulle begin uitroep daar, Yeshua, Yeshua, dan weet ons sy koms is voor die deur. Van daar moet 'n awakening plaasvind, voor hy terugkom. En ons is op die vooraand, kyk wat het nou met Charlie Kirk gebeur. Awakening, hy sê, can a nation be born in a day? Dit kan nou gebeur. En dis hoekom die evangeliste, hulle moet in hulle blokke wees, gereed maak, en ons almal moet gereed maak, want daar gaan straat-evangelisasie gebeur soos nog nooit tevore nie. Dis maar man het 'n groot legacy gelos, hè? Ja. Dit was vir my genuine baie One. ou. Een ou. Wow. Ek het nie eens geweet van hy ou nie. Ja, ek het net gelees van hom. Ek wil vir julle iets anders, ek moet vir julle iets wys. Hier maak ek dit nou vir julle mooi, oop, maklik. En hoekom ek daai vir julle wys? Kom ons praat, ek het gister lank gesprek gehad. Ek het vir 30 jaar het ek wegrapings en eindtye en goed. En elke keer as ek 'n openbaring kry en die Heilige Gees wys iets anders, dan sit ek neer wat ek gehad het en ek gaan aan en ek ontvang hierdie. Die probleem met baie is so stuck in their mind
Hulle weier om te verander of om te sê ek het 'n leerbare gees. En as enige iemand vir my iets anders uit die skrif wys, dan sê ek hier's ek verkeerd, ek ontvang nie nou hierdie. Maar ja. Want dis al hoe jy kan ontvang is wanneer jy 'n leerbare gees het en sê vir die Heilige Gees teach me. So hoekom ek hierdie vir julle wys is die volgende. Hierdie feeste wat ek nou van gepraat het alles met landbou te doen, boerdery. Alles. Want Ek kan nou baie leer. ja, hoekom ek sê dit het alles met landbou te doen? As jy hier uitvat, gaan jy geseënd wees in jou veld en jou plaas en alles wat jy doen. Want in die eerste plek, voordat hulle 'n oes in die land insit, 'n saadkorrel insit, begin hulle kla vir God, loof en prys vir die oes wat gaan kom. This is very biblical. Faith So- speaks Ja, before it receives. ja. So hulle begin klaar dankie sê vir die oes wat gaan kom. So, En dan dink ek, hoeveel van ons doen dit? Jy verstaan. Alright, so in daai pattern gebruik Jesus die Markus 4, die gelykenis van die saaier. Nou my vraag, ek vra gister vir 'n ou wat boer. Ek sê vir hom, as jy boer en iemand sê vir jou die saad is gesaai op klipperige grond of op die kant of tussen die dorings of op goeie grond. Verstaan jy waarvan hy praat? Hy sê vir my ja. Ek sê het hulle in Jesus se tyd verstaan want hy het die parable gebring. Hy sê ja. Ek sê okay, so as hulle daai tyd gesê het, as jy 'n selfoon het en jy stap naby 'n toring verby, het jy goeie opvangs en jy ver van 'n toring af is, gaan jy slegte opvangs het. Sou hulle dit verstaan in daai tyd? Nee. So die woord is geskryf daai tyd. ja. Dat ons dit vandag kan verstaan en daai tyd verstaan. Dis hoekom boerdery het nie opgehou sedert hierdie tyd nie. En elke seisoen en dit is eintlik wat ek vanoggend wou begin het, maar ek moes iets neergesit het dat julle dit verstaan. Hoe werk hierdie wegrapings? Is daar een wegraping? Hoe werk die kleed? Wanneer kom hy terug? Nou kom ons kyk net na die feeste. Daar's twee goed wat belangrik is. Baie sê ek nou eendag stuur iemand vir my iets van Vlad, jy weet die ou van Oekraïne. Ja. Ek het baie respek vir hom. Maar hulle sê almal in die ooste en daai deel glo glad nie in 'n wegraping nie. Hy het teruggekom in die weste, toe sien hy maar dis so en toe kom hy in die ooste en hy gaan al skrifte uit om vir jou te sê daar is nie 'n wegraping nie. Almal gaan bly. Jy gaan deur die verdrukking gaan. En ek het die skrifte gaan vat en ek kyk na die goed en ek sê maar dis nie te sê is Vlad 'n goeie prediker is. Alles wat hy sê of teach is reg nie. Feit. So 1 Agreed. moenie my glo nie, glo die woord van God. Nee. Kyk of dit gekoppel is dit en in konteks is. In Bybelskool gestaan toe sê ek vir die persoon ook, as jy kerk toe gaan, vat jou brein saam. Nie ernstig en ek sê dit nie krities. Ja. Jy moet dink terwyl die ou praat. Moenie alles hoek, line en sinker. Ek take the good and spit out the bad. Ja. Want almal we all grow. Die grootste fout, ja, dis Ja. waar. Die grootste fout wat jy kan maak is om te sê Prophet het gesê. My dominee het gesê. Ja. My pastoor het gesê. Dan weet ek klaar, jy stak, nee. Jou plafon is jou pastoor of jou dominee of jou profeet. Jy gaan nie verder as dit beweeg nie. Maar as jy jou oopmaak laat die Holy Spirit en challenge, as jy verskil gaan vra. Baie keer vra Dirk iets, maar dis reg, jy moet vra as jy verskil. So in hierdie twee goed wat belangrik is daar wegraping. 1. As ons gaan kyk, ek wil gou twee goed sê, twee voorbeelde gebruik. 1 is ons gaan kyk na 'n Jewish wedding.
Het jy al gehoor van 'n Joodse bruilof? Ja. En die naaste wat ons het, ek het dit as 'n klein seentjie gesien. Die Sotos. Wie van julle het al Sotho troues gesien op 'n plaas en by julle waar die Sotos in hul kultuur trou? Jy kan vir Tefo vra, miskien sal hy weet. Ek was op die plaas een oggend op 'n Sondagoggend. My pa maak ons wakker vir kerk en dit was nou nie altyd aangenaam nie want jy ervaar dood en jy wil nie in dood gaan luister nie en nou vroeg. En hy het nie vir jou gesê ag asseblief staan op nie. Hy het een keer gesê, tweede keer bildery. Dis hoe die boere was. Kyk hoe mooi jy uitgedraai. En hy kom, dankie Jesus. So, hy kom die volgende dag, hy kom die oggend daar en hy sê net vir ons. Jesus, hy praat nog so 'n bietjie Frans en goed tussen en hy sê Josef, dis nou sy een van die werkers. Hy het hom vroeg kom roep. Al vroeg op vanoggend. En ek dink my boetie het hom vra, maar hoekom so? Hy sê nee. Dis nou Josef se dogter. En Tswaatjie is gesteel gisteraand. Okay, nou so ek sit 'n ding by julle neer in die Sotho kultuur en in ander kulture. Gaan die bruidegom en hy gaan steel sy bruid in die middel van die nag. In Suid-Afrika, by ons. Dit gebeur my op die plaas. Ek het groot geword. En hulle volg daai tradisie en jy kan gaan kyk as jy kan by hulle hoor. En hulle bruilof wat hulle vier is dan ook nie net 'n halfuur nie of 'n uur of 'n dag met 'n seremonie nie. So Jesus se bruilof is hy kom al sy bruid middernag. En as jy daai hele tradisie gaan kyk en al daai simboliek waar hy gegaan het, hy sê hy gaan eers weg. Dit is ek het daai hele ding bestudeer. Daar's 'n hele dress rehearsal wat Perry Stone gedoen het jare terug. Ek kan hom eintlik op die groep sien. Kan jy hulle hierdie rolspel sien wat hy dit uitspeel en sê, okay, daar's die geskenke, die kedushim, dis die betrouwel wat plaasvind. Ons moet een ding weet, we are betrothed. Ja. To him. Amen. Ons is verbind. Die covenant gebeur, die oomblik as jy hom aanneem, dan gebeur die betrouwel. Dan gaan hy weg om 'n plek voor te berei. 2 dae, 2000 jaar. En dan sê die pa vir hom, okay, die plek is reg, jy kan nou jou bruid gaan haal. En as hy die bruid gaan haal, vat hy nie die bruid en hy kom saam met op aarde waar daar nou donderslae en bloed en al hierdie tribulation is nie. Hy vat haar weg na hom toe. So dis hoekom as jy 7 jaar teologie geswat het, maar dis nie deel van jou curriculum nie, dan gaan jou kop toeslaan. Verby. Jy gaan dit nie sien nie. Maar jy moet die kultuur ken. Wat is daar in Suid-Afrika soete kultuur was om te trou, maar jy hoor dit vanoggend vir die eerste keer. Dan sit jy met 'n soete persoon voor jou en vra sê vir my, hoe trou julle? Hoekom steel jy? Hulle doen baie van hierdie goed. Hulle doen die besnydenis, alles doen hulle uit die tweede hemel wat gekopie en paste is. Dan doen hulle die besnydenis dan doen met donkerskool. Ja, plaasskool van die lig. Ja. Hulle doen met donkerskool. Initiation. Hulle doen die bar mitzvah. Alright, so ek gaan afsluit, dan kan julle aangaan. Kobus, ek wil nie oor die tyd gegaan het nie, maar ek wil net iets neergesit het. Nou in hierdie volgende is daar feeste. Onthou julle, ek het vir julle gesê, Nisan is die belangrike, is Pesach, is primêr. Dan kyk ons na Pentekost, alright, dis Passover, en dan kry ons Pentekost, sien julle daar staan Pentekost, en dan kry ons trompette. Okay, so die eerste fees, okay, julle wat boere is, ek vra gister vir iemand, wat is balie in Afrikaans? Haver of gars? Ek dink is haver, gars. Okay, het julle geweet, jy plant gars en koring saam. Is ek reg, Pieter? As jy doen seker, ek het nie gedoen. Okay,
Julle kan gaan kyk. Jy plant ons as jy haver en koring geplant het, jy saam geplant. Maar daar's een verskil. Die een is ryp voor die ander een. So barley is eerste ryp. En dan kom koring. So al God se kinders, almal in die koninkryk het nie saam in maturity ingegaan nie, verseker. En ek praat van wanneer hy sy bruid kom haal. Verstaan julle nou hoekom daar in die tribulation gebeur daar first snatching en dan in Openbaring 7 dan sê hy, who are these people? Dan sê hy, they came out of the great tribulation. En daar's 'n verskil, 'n barley. Ek wil net hierdie vir julle neersit. Ek het hierdie goed gedoen. 'n Barley om hom te dors. Die vloer wat Prophet nou gaan hê is 'n threshing floor wat hy daar maak vir siele. Yes. Om 'n harvest te hê en jy het barley, het hulle 'n instrument, hulle noem dit 'n flail. Is 'n stok met 'n lang riem op die punt, soos 'n sweep. En dan slaan jy slaan die kaf uit. You're beating it out. Met barley. You're beating it out. Okay. Met koring het hulle 'n apparaat, dit lyk soos 'n plank met spykers in, met skerp klippe. En they call it 'n tribulum threshing. Sien julle daar? Okay. Sien julle daar's 'n flail, daar's 'n sweep, 'n stok. Dis vir barley. Okay. So die ware kinders van God gaan baie keer persecution ervaar. Hulle gaan vir jou skryf, luister, jy was gisteraand op die Wetsdorp gewees. Wat soek jy nou hierso? Jy wil nou met die Heilige Gees, ons ken nie hierdie gelowe en hierdie goed wat jy. Verstaan julle tribulation? Die flail, die houe wat jy kry, vervolging van die wêreld. Kobus, wanneer jy ouens uitgaan, wanneer jy vervolg word, wanneer die woord vervolg word. So, dis die flail. Sien julle hierdie volgende? Sien julle daai spykers? Right. Hy het sulke spykers in. Slaan body. Daar's die plank. Teen dit gestaan. Nee, hy sit hom neer en dan trek jy hom soos 'n slee. Hy crash. Hy crash jou. Soos wat Jesus gegeesel is. He's crashing. Daar's hy. Sien julle hom? Dis nie ek wat dit sê nie. Julle kan daar so sit. Hy sê dit. Preparation, threshing, separation, final cleaning. Sien, klink dit nie so stappe van heiligmaking nie. Prepared, set apart, threshed in the separation and the final cleaning. Dis om die koring van die kaf te sny. Hulle sit daai neer en hulle flail hom en hoe kry jy die kaf uit? Jy wag laat die wind waai, dan gooi jy die kaf op, dan gooi jy die koring en die kaf op in die lug. Wat een is die ligste? Die kaf. Wat maak die Heilige Gees? Die wind. Hy waai hom weg. Halleluja. Alright. So nou is ons daar. Die laaste oes. Ek het hierdie hele ding gedoen. Kom ons na Revelation 14. Die laaste oes wat gebeur is 'n vrugteoes. So jy kry die fall harvest wanneer dit spring harvest wanneer dit somer begin raak in Jerusalem. Spring is in Jerusalem April en die herfs, die fall is in hierdie tyd van die jaar. Hulle gaan nou die winter in. Ja. Dan haal hulle af die vrugte. Watter vrugte? Hulle haal af dadels, hulle haal af vye en hulle haal af druiwe. Nou kom ons kyk. Ek het so baie om te sê, maar die tyd is verby. Die woord sê Matteus, Jesus is the Lord of the harvest. Het jy dit al gelees? Ja. Hy is Here van die oes. So die oes word vergelyk met siele wat hy gaan afhaal met 'n boer. OK.
Revelation 14. And another angel, dis met die terugkoms. Dis hoekom dit na die 7 jaar, en Jesus kom terug met die Day of Atonement. As hy terugkom in Jerusalem, dan is die Israeliete besig, hulle het die druiweoes afgehaal, hulle gooi hom in die wynpars, jy kan gaan Google Ancient Wine Press, dit lyk soos 'n doopbad, met 'n tyd, en dan gooi hulle die druiwe daarin, dan klim hulle in, en hulle trap met hulle voete, laat die druiwe wat uitkom, soos bloed lyk. Ja. En nou sê Jesus, hy sê, and another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust in the sickle and reap, for the time is come for thee to reap the harvest of the earth is ripe. Sien julle, die aarde word vergelyk met 'n oes. Gooi in die sikel. And he that sat on the cloud thrust in the sickle and the earth was reaped. En dan gaan hy sê, vers 20, and the winepress was trodden without the city, and the blood came out of the winepress, even unto the horse bridles by the space of 1,600 furlongs. Nou as hierdie 'n beeld is van 'n oes, stem julle saam dis in die woord. Ek het nog nie die ander eers uitgehaal nie, maar ek wys dit net vir julle. Die barley, die wheat. Dan maak dit vir julle sin dat daar 'n pattern is wat Jesus kom haal sy eerste vrug, sy barley, die first fruit. En in die middel van die tribulation kom haal hy sy wheat wat deur die tribulum is, want dis waarvoor tribulation is. En aan die einde van die oes kom haal hy nie die vrugte nie, maar dit gaan getrap word buite die stad vir almal wat nie gesterf het nie, maar wat die merk van die dier by Armageddon, wat nie die merk van die dier wat hom aanval het. So sê dis eintlik die kort en die lank van alles is. Verstaan julle nou hoekom die feeste weggesteek word vir die liggaam van Christus? Ons verstaan dit 'n bietjie meer. Ek neem ons baie meer. Ja. En baie doen dit, jy kan dit doen as 'n religious act, maar as jy dit verstaan, dan sien julle, maar God het hierdie goed, hy het dit vir ons gegee om ons to show us the mysteries in hierdie om vir ons te wys. Dis hoe hy die oes van die land gaan kom afhaal. 'n Boer weet, is Pieter en hy is met granate en goed. 'n Boer is nie onkundig in wat hy doen nie. Ja. Hy weet wanneer om te plant, hy weet wanneer om te oes, en hy weet wanneer die seisoen kom. Amen. 'n Wolboer skeer nie sy skape 'n week voor die winter kom nie. As hy voel maar dis koud, nou gaan ek my skape skeer. Hy weet hy loop 'n risiko om sy skape te verloor in die winter. Jy voel die seisoen aan. Ja. Amen. Dis wat ek wil sê. Dis oor die tyd vir oggend. Ek het baie om te sê. Ons kan volgende week in dit van hier, as jy hierdie verstaan, nou ons gaan terug na die kleding toe, dan maak dit vir jou alles sin. Nou oor die wegraping is om nou iets die laaste wat ek kan sê, is ons dan nou waar in die wat sê die Bybel? Okay, as ek die woord kyk, as ek die woord volg, ek wil vir julle iets wys. Ek begin my net hierdie tyd 40, 50 jaar terug by Qumran, toe haal hulle die perkamentrolle uit. Wat vir 2000 jaar in vate was, in grotte. Niemand het geweet van dit nie, hulle ontdek het. Nou dit is so goed, die een van die rolle wat hulle gekry het is die boek van Jesaja. Nou as jy die boek van Jesaja vat, hulle haal hom uit na 2000 jaar, en jy vat nou se boek, die vinnigste wat jy kan sien, maar hierdie ouens het ons al die jare bedrieg, is om te sien, maar hierdie woord en hierdie een verskil. Maar as jy sien, is presies dieselfde, dan weet jy God se woord is waar. So hulle kry die boek van Jesaja,
in woord vir woord in Hebreëus. Dit wat daar staan vandag in die Hebreëse Bybel. Dis die een ding. In dit het hulle al die boeke van die Bybel daar gekry, behalwe die boek van Ester. In dit het hulle 900 fragmente uitgehaal. Hulle het dit Melkisedek scrolls, profeseë uitgehaal. Hoekom ek dit vir julle sê? Hierdie profeseë wat ek nou vir julle wys, wat hulle uitgehaal het, was 150 tot 200 jaar voordat Jesus gebore is, haal hulle dit uit. En hulle kry die volgende. Die Essenes waarvan Johannes die Doper een was. Jesus sê Johannes is die grootste profeet van almal. Sê hy. Kry hulle die volgende. Hulle sê dat Herod will be a king and he will turn bad. The Messiah would arrive exactly when he did. Hulle sê wanneer hy moet aankom. The Messiah would be raised from the dead. The Messiah would die in 32. The Messiah would be for the Gentiles as well. The Messiah would begin the age of grace, wat hy begin het. Hulle kry dit daar na 2000 jaar, alles. A Benjamite would explain everything to the Gentiles. Nou wie is hierdie Benjamite? Paulus. So hierdie goed was weggesteek. Hulle haal dit uit die grond uit, hulle maak dit oop, en hulle sien, daar's the year 32. Nou as jy by 32 vat, en jy tel 2000 jaar aan, 2 dae, wat Hosea sê, dan kom ons in die seisoen van die jaar 32. Ons kan nie 'n dag stel nie, niemand kan die dag in die uur stel, nou aan. Maar die seisoen, sê ek vir julle, het begin, die tydklok het begin, by COVID, en ek glo die tydklok het begin, daar sit die time, dis waar hy eintlik begin klok het, en van daar af 12 jaar is governmental, en die New World Order beplan agenda 2030, so ons, kom ek sê vir julle, as ek 'n tyd moet stel, kan ek sien dat ons tyd langer as die jaar 35, nog 10 jaar gewees. Ons leef in daai tyd. Ons leef in die tyd wat ons Jesus gaan sien op die wolke. Technically all of us should still be alive. Ja, dis wat ek sê. En ons kinders, jy weet al die kinders, ek kyk my klein kinders so, en kyk die kleintjies. En as ek hulle so sien, dan weet ek, hulle gaan nie dood sien nie. Hulle gaan dit nie sien nie. They will be alive. Ons is die bevoorregste generasie. Ek wil nie Kobus se tyd vat nie. Julle Nee. Ek het niemand nie. Okay. So dis die goed wat ek het hierdie goed deurgegaan. Ek het baie van die goed deurgetrap. Ek wil net vir julle hier wys. Sien julle daar? Hier sien julle baie mooi. Daar sien julle Egipte, die kruis. Eerste vrug, daar is die vrug by die tempel, bo, onder, dan sien julle die Pentekost, die kliptafels, Egipte, Heilige Gees. En dan sien julle die feeste almal. Daar sien julle hom net nog beter. Almal in vervulling. Daar is die coming. Consummation, sien julle die leeu en die lam. Dis eintlik die leeu in die leeu en die lam nie, dis as jy die psalms opdeel in die eerste 5 boeke van die Bybel, wat elkeen beteken, daar's Qumran, lyk soos Jerusalem, hulle het dit gaan copy en paste, toe gaan bly hulle buite. Die grootste argeologiese ontdekking wat gemaak is die Dooie See boekrolle. Dis die grootste, dit dieselfde aand wat Jerusalem 'n nasie geword het hulle ontdek, het hulle gesien, maar okay, hierdie kom van die Dooie See af. Wat dit is geskrifte van daar. Hulle weet dit kom van daar af, maar dis God se geskrewe woord.
toe het hulle dit in New York in 'n lab gehad, ontdek, sê hulle, hierdie alles getoets, hierdie kom 2000 jaar en langer terug. It's amazing, amazing. Ek het nou goed wat ek sien, en as jy die dooie sien, ek het van hulle boeke alles, as jy dit lees en bestudeer, dat die boek van Judas, 40% van die quotations van wat in die boek, gaan lees bietjie Judas, een hoofstuk, ek dink is 26, 23 verse, 40% van dit, alles wat hy quote, Enoch, Fallen Angels, al die goed, 40% kom uit die dooie see uit. Jesus het uit die skruls uit. Jesus se quotations kom uit die skruls uit. Baie van sy goed wat hy gesê het. Oor daai feeste en die dae, as jy die datums en die skrifte en al die goed, of die skrifte bymekaar sit, wat elkeen beteken, alles hier, ek het dit in Afrikaans en Engels gedoen, dan is dit verstommend om te sien. Ek maar hier skakel hierdie prentjie uit. Van die goed wat Dani sê is, ek wil sê 95, die grootste fout wat hy gemaak het, hy moet hom net nooit aan 'n datum koppel. En dit kan baie skade. Ek sê daar's 'n hok, hy's 'n cage, maar daar's 'n hok wat geskit word. Maar in hierdie hok wat geskit is, het hy hierdie religious cage in Suid-Afrika kom skit, want baie ouens het nou wakker geword. Baie het nou agterkom hier's nou. Dis mense wat in kroon lê en in kuierplekke is, en ewe skielik gaan hulle ander mense en sê, hoorie, ons moet gereed maak, Jesus is op pad. Wel, is die beste wake-up call wat hulle kon kry, al was dit miskien. Maar nou, wat gaan nou verhoed dat hulle teruggaan na die kroon? Laat hulle teruggaan na die Kroon. Dis die groot ding, maar hulle, ten minste, niemand kan kom en sê hulle dit nie geweet nie. Dis dit dan. Matteus 4:38, ek wil net vir julle hierdie wys. Matthew 9:38. 9. Okay. Pray you therefore the Lord of the harvest, that he will send forth his laborers into the harvest. Amen. Amen. So daar's 'n verskil tussen Jesus van die oes en Lord of the harvest. He's Lord of Lords and King of Kings, beteken, daar's niemand anders wat Lord of the harvest is nie, behalwe hy. No principality, no power kan hierdie oes kom afhaal nie. Hierdie oes behoort aan hom. Alright. Kobus, jy kan afsluit. Here, wat 'n voorreg om te kan hoor, Here, wat U vir ons gebring het, Here, vandag dat U deur Andre gepraat het, Here, Heilige Gees, dat U die naprediker sal wees. Halleluja. Here, en ons wil minder word, dat U meer word in ons lewens. Here, dat ons die openbaring van U woord meer en meer kan ervaar in ons lewens en wat U vir ons bring, Here. Dankie, Here, dat ons wanneer ons Bybels lees, Here, dat U Heilige Gees dit vir ons meer sal oopmaak. Ja. Die laag wat daar versteek is, die veils van ons so af weggevat word, sodat ons kan sien wat ons moet sien, Here. En dankie vir die lewende woord wat saad is, Here, wat incorruptible is. Wat 'n amazing God U is, Here. Wat 'n amazing God. Here, ons bid ook vir Dani wat 'n foutjie gemaak het, Here. Ons almal praat van hom en almal staan op teen hom, Here. Ons bid vir hom en dat U hand oor hom sal wees, Here, in Jesus naam. Ons bid ook vir almal, Here, wat verlore is, Here, dat hulle sal inkom, dat soos André nou net gesê het, dat dit was 'n wake-up call, ewen dat hy 'n fout gemaak het, maar het baie mense herinner aan U koms. Here, dankie vir hierdie dag, dankie vir die geleentheid, dankie vir U woord. Ons loof U en ons prys U, ons gee al die eer en die lof in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, amen. Dankie, amen. Onthou, julle sal in Deuteronomium 16 sal julle sien, 3 keer 'n jaar moet ons voor die Here verskyn met die fees van ongesuurde brode, the Feast of Weeks, Pentecost en the Feast of Tabernacles. So daar wys hy vir jou dis die sekondêre, primêre feeste. En so gaan ons ook gaan ons ook voor hom moet verskyn. Amen. Halleluja. Amen. Ek gaan. Dankie. Baie dankie, André. Dankie. God bless you. Baie dankie vir jou bydrae.